Goeiemôre aan elkeen. Het is 'n groot voorreg om die woord te bedien vanoggend. Die titel van my boodskap is: ons het inderdaad volharding nodig. Ter bekendstelling wil ek noem dat ons in hierdie lewe uitgedaag word om allerlei goeders reg te kry, vordering te maak. Jy spaar jou geld met die oog op rente. Jy bemeester die vakgebied sodat jy kan kwalifiseer vir 'n beroep. Jy oefen om fiks te wees. Jy eet gesond sodat die mediese rekening aan een kant toe staan. Maar soos ons elkeen weet, hierdie wêreld is gevalle. Dinge werk nie altyd uit soos die ideaal nie, né? Dit wat voorheen gelyk het soos 'n goeie plan, is nou ewe skielik bietjie buite bereik. Of dit lyk asof die doelpale verder en verder uitskuif. So is dit ook geestelik met ons. Ons loop die gevaar om deur ons omstandighede en selfs deur vervolging ontmoedig te word, moedeloos te raak. Christene word baie maal oorgesien in die werksplek vir bevordering. Hulle word uitgesluit van ekonomiese geleenthede. Christene word beskou as dwaas want hulle glo in God. Hulle glo in Jesus Christus as hulle enigste verlosser. Hulle het 'n Bybelse wêreldsbeskouing oor gesin, die waarde van lewe, menselewe, kinderopvoeding, heiligmaking ensovoorts. Christene word baie maal vals beskuldig terwyl die boosdoeners net voortgaan. In die ekstreem word Christene tronkstraf en selfs die dood opgelê vir hulle belydenis in Jesus Christus. In Suid-Afrika is dit nie 'n groot kwessie noodwendig nie. Ons sien dit nie in ons land so baie nie. Maar in die wêreld en daar buite is dit in baie plekke die norm dat Christene vervolg word vir hulle geloof. As julle na ons gebedslys kyk, sal julle sien daar's elke week 'n ander land wat genoem word. Hierdie week was Laos, laasweek was Tajikistan. Ons boeties en sissies in die geloof word vervolg vir hulle belydenis in Jesus Christus. Ons persoonlike heiligmaking en ons geestelike groei gaan regtig baie maal deur 'n drif. Ons raak moedeloos. Dit voel asof ons nie geestelik vorder nie. Dit voel asof niks regtig werklik verander nie. So was dit ook met die vroeë gemeente gewees. Die gemeente wat 'n brief kry van 'n skrywer wat onbekend is aan die Hebreërs. Is min of meer middel 60s na Christus. Jesus het sy bediening voltooi op aarde. Hy is opgeneem in die hemel in heerlikheid. Die kerk het begin, die kerkera het aangebreek. God het die gemeentes laat ontspring, die apostels het die evangelie verkondig, hulle het dit bevestig. Maar daai aanvanklike gemeentes het bestaan hoofsaaklik uit Jode. Vanuit hulle agtergrond uit Judaïsme was daar regtig vir hulle baie probleme gewees. Die skrywer aan die Hebreërs stuur sy brief in 'n tyd waar die gemeente regtig geestelik sukkel. Hulle sukkel. Hulle loop die gevaar om moedeloos te raak en uit te sak. Hy gebruik besonderse kombinasie van waarskuwings, aanmoediging en bemoediging om die gemeente te bemoedig. Hy fokus byvoorbeeld op die nalaat van hulle verlossing in Hebreërs 2. Verharde harte van ongehoorsaamheid in Hebreërs 3. Hy waarsku dat hulle nie moet afvallig raak en weer in sonde terugkeer nie in Hebreërs 6. Ook doelbewuste sonde waarvoor daar nie meer 'n offer oorbly nie, maar net 'n verwagting van oordeel. Net soos wat Frederik vir ons gelees het in die voorteks uit Hebreërs 10. Laastens waarsku hy teen die verwerping van God se genade. In Hebreërs 12. Die gemeente wonder of dit ooit 'n goeie idee was om in Jesus Christus te glo. Hulle begin vra, hulle begin twyfel. Was dit waarin ons voorheen geglo het nie 'n beter opsie gewees nie? Moet ons nie dalk maar net terugkeer na dit wat ons ken nie?
waar is God in my verdrukking? Waar is God wanneer ek vervolg word? Dis nogal 'n vraag wat ons ook vra. Dis nogal iets wat 'n aanknopingspunt is vir ons vandag. Maar die skrywer aan die Hebreërs, hy sê vir die mense, hy skryf aan hulle, dat Jesus beter is. As jy ooit die brief moet opsom in 'n enkele sin, Jesus is beter. Hy is die werklikheid, hy is die vergestalte, die vervulling van al daai skadubeelde van die Ou Testament. Al daai profeseë van die Ou Testament. Dit is hy. Hy is die verpersoonliking daarvan. Jesus is beter in alle opsigte, nie net vir vandag nie, maar ook vir hiernamaals, vir die toekoms, vir die ewigheid. Dit alles ten spyte van die omstandighede. Want dit is maar die omstandighede wat ons tref. So met baie deernis en met herkenbare terme verhoed hy dat die gemeente ontmoedig word en ongeduldig raak, soos wat hulle verdrukking en uitdagings en swaar kry die hoof moet bied. Hy beklemtoon dat God se beloftes verkrygbaar is, net vir die wat volhou in die geloof. En dit bring my by die proposisie, by die punte wat ek graag wil maak uit die boodskap uit. Dit is goeders wat ek en jy kan doen om staande te bly in ons tyd van swaar kry en verdrukking, sodat ons nie God se heiligmaking, God se werk in ons lewe sal misverstaan nie, sodat ons nie sal uitsak in die geloof nie, maar dat ons gehelp sal word om te kan volhard. Net soos wat ons gesing het in die lied. Bly volhard soos atlete. Ek gaan 3 punte maak, 3 opdragte. Die eerste een is onthou jou verlossing. Die tweede een is hou vas aan jou vrymoedigheid. En derdens hou aan in die geloof. Kom ons lees weer die teks en dan sal ek die Here se hulp vra. Ons is in Hebreërs 10 vers 32. Maar onthou die vroeë dae toe julle nadat julle verlig is, 'n geweldige stryd van lyding deurstaan het. Aan die een kant is julle deur beledigings en deur verdrukking openlik bespotlik gemaak. Aan die ander kant het julle vereenselwig met die wat so behandel word. Ook het julle met die gevangenes medelee gehad en die beslaglegging van julle besittings met vreugde aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n beter en blywende besitting het. Julle moet dus nie julle vrymoedigheid prysgee nie, dit hou belofte in. Dit hou groot beloning in, sê die teks. Julle het inderdaad volharding nodig, sodat julle, wanneer julle die wil van God gedoen het, die belofte kan verkry. Want nog net 'n baie kort rukkie en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. My regverdige sal deur geloof leef. As hy hom egter sou onttrek, het ek geen behaag in hom nie. Maar ons is nie deel van enige onttrekking wat tot ondergang lei nie, maar van die geloof wat lei tot die behoud van die lewe. Kom ek bid vir ons. Almagtige Vader, U woorde is goed, U woorde is waar, en ek vra dat dit ons sal heilig. Maak Jouself aan ons bekend deur U woord, mag dit bereik wat U wil, Here. Help ook die dienskneg in die hantering daarvan. Ek moet bely, Here, dat ek onder hierdie boodskap staan, net soos die gehoor. Ons vra U hulp in Jesus se naam. Amen. Eerstens, wat moet ons doen? Onthou jou verlossing. Die skrywer herinner die gemeente dat hulle nie moet vergeet dat hulle gered is nie. Dat hulle verligting ontvang het. Dat hulle verlig is. God het hulle getransformeer van 'n plek van duisternis, geestelike dood, na sy glorieryke lig. Hulle is verlig, hulle verlossing is seker. Dit is nie 'n tydelike aspek nie, dit is nie iets wat van korte duur is nie, dit is aaneenlopend. Jesus Christus se sondeoffer is vir elke een van ons genoeg.
Dis genoegsaam vir die wat gered word. Jesus beloof sy disippels die lig van die lewe. En hy sê in Johannes 8 vers 12, hulle sal nooit weer in die duisternis wees nie. Hy gee daai belofte. Die skrywer gaan voort. Hy sê, hulle verlossing is bevestig deur die feit dat hulle 'n geweldige stryd van lyding deurstaan het aan daai begin daar. Aanvanklik was dit baie duidelik dat hulle anders geglo het. Dit wat hulle geken het, gedoen het, was vir almal bekend, maar nou glo hulle in Jesus Christus en nou is hulle anders. Nou word hulle geteken. Hulle word uitgesonder. En hulle het 'n swaar tyd van lyding deurstaan. As ons sê, wat is lyding? Wat behels dit? Wat beteken dit? Die teks verduidelik vir ons hier so in vers 33. Hulle is beledig. Hulle is onbillik behandel. Hulle karakters is afgebreek, want hulle het die rug op Judaïsme gedraai en hulle glo nou in Christus. Hulle is in die openbaar gespot. Hulle is in openbare plekke uitgejou en uitgeskel. In die ekstreem is hulle in die arena gegooi, terwyl gelowiges vir hulle lewe geveg het teen diere en ander mense, het die ongelowiges vermaaklikheid geput uit die feit dat hulle daar stry en beklei. Daar's nog 'n aspek hiervan, en dit is dat hulle self nie geskaam het vir hulle medegelowiges nie. Die teks sê hierso in vers 33, hulle het hulle vereenselwig met die wat ook so behandel word. Hulle was nie skaam vir hulle boeties en sissies wat vervolg word nie, want hulle was deel van die geloof. Kontrasteer dit maar met hoe Petrus gemaak het toe hy Jesus verloon het. In Lukas 22 vers 57 is hy so indringend en hy so uit karakter uit om Jesus te ontken sodat hy die vervolging sal vryspring. Nee, hierdie gemeente doen nie dit nie. Hierdie gelowiges doen nie dit nie. Hulle skaam hulle nie vir hulle boeties en sissies nie. Dit is nog nie al nie. Die lyding duur voort. Dit is 'n geweldige beproewing gewees. Hulle het met diegene wat in die tronk is medelee gehad. Hulle het die gelowiges, die boeties en sissies in die geloof wat in die tronk was, ondersteun en vir hulle behoeftes onderneem. In 'n eerste eeuse tronk is jy oorgelewer aan jou eie lot. Jy het nie voorsiening gehad nie, daar was nie soos in Suid-Afrika allerlei voorregte en regte. As iemand nie vir jou onderneem het nie, sou jy waarskynlik gesterf het in aanhouding. Mense wat hulle boeties en sissies in die geloof ondersteun het in die tronk, het ook die gevaar geloop dat hulle self gevange geneem sou word. Vanweë hulle assosiasie met hierdie mense. Want dies wat in die tronk was in die tronk vir hulle geloof. Hulle het persoonlike opofferings vir mekaar gemaak. Maar weer eens, daar is beloning daarvoor. Jesus sê in Matteus 25, dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, julle geseëndes van my Vader, kom beerf die koninkryk, wat vir julle gereed gemaak is. Ek was in die tronk, en julle het my besoek. Ek was naak, julle het my geklee, ek was siek, julle het my versorg. Hierdie gelowiges het hulle medeboeties en sissies gedien in die tronk. Want hulle het geweet, dit wat hulle aan hulle doen hulle eintlik aan hulle Here. Weereens, dit is nog nie klaar nie, die lyding is nog steeds aan die gang. Hulle word nou geteken met die beslaglegging van hulle besittings. 'n soort van 'n stropery en 'n intimidasie om hulle te kry om terug te beweeg na die vorige geloof. Maar hulle het 'n baie interessante reaksie. Hulle reageer met vreugde. Hulle aanvaar die beslaglegging van hulle besittings met vreugde. Hoekom is dit so? Die teks help ons weer eens hier in vers 34. Hulle het geweet dat hulle 'n beter en 'n blywender besitting het.
Wie die Seun het die ewige lewe. God se beloofde koninkryk, genade, vergifnis van sondes, verheerliking, dit was hulle besitting gewees. Niemand kon dit wegvat nie. Niemand kon dit aanraak nie. Dit kon nie verwelk nie. Onthou God se beloftes, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Net soos wat oom Frederik vir ons gelees het in die voorteks. Onthou julle verlossing, geliefdes. Onthou hoe julle aan die begin vasgestaan het in die geloof, al was julle anders en verwerp was, want dit is nog steeds nodig. Tweedens, hou vas aan jou vrymoedigheid. Vers 35 sê, julle moet dus nie julle vrymoedigheid prys gee nie, dit hou 'n groot beloning in. Gelowiges kan met volle vrymoedigheid God se heiligdom ingaan. God nader vir genade. Jesus Christus het dit moontlik gemaak met sy kruisdood. Hy het vir eens en vir altyd die versperring na God se heiligdom uit die weg uitgeruim en maak dit vir my en jou moontlik om hom te nader. Die voorhangsel is geskeur. Jesus se liggaam is geskeur sodat dit kan werk, sodat dit moontlik is. Daar is nou vir ons geen beperking om God te nader vir genade nie. Dit is vrylik beskikbaar ten alle tye. Kontrasteer dit maar met die Ou Testament gebruik. Die hoëpriester kon net agter die voorhangsel meeste van sy offers doen. Hy kon 1 keer 'n jaar ingaan. Hy moes eers vir homself offers bring en dan vir die volk. Al daai is uit die weg geruim. Ek en jy het vrye toegang tot God, tot sy genade. Geliefdes, moenie wegdraai van die genade van God af nie. Vlug na die een wat julle kan help. Vlug na die een wat julle swaar kry en julle verdrukking verstaan en ontferming daarmee kan hê, sodat julle genade kan ontvang. Moenie bang wees om Jesus te nader nie, veral in tye van swaar kry. Indien jy hierso sit en jy is skepties, jy glo dalk selfs glad nie, vir jou wil ek sê, oorweeg jou lot in die lig van 'n heilige God. Hy gaan rekenskap van ons elkeen eis. Weet dat dit nie moontlik is om uit jou eie uit regverdig voor God te staan nie, maar net as jy nederig jou sondes bely en jou geloof in Christus plaas. Hy is die enigste verlosser, want uit genade is ons gered, deur die geloof. Dis alles 'n gawe van God. Selfs al sit jy hier en jy is skepties, wil ek jou aanmoedig, vlug na die verlosser, vlug na die een wat jou kan red. Vers 36 gee vir ons die hoofsaak. Hy sê, julle het inderdaad volharding nodig. Die gemeente bevind hulle self sohalf in die middel van hulle geloofslewe. Hulle het goed begin. Hulle het hulle bekering bevestig deur dit wat hulle deurgemaak het. Maar nou is hulle sohalf in die middel. En hulle loop die gevaar om uit te sak. Hulle moenie nou terugkyk nie, maar vorentoe. Hulle moet nou die oë gefestig hou op Jesus, soos wat Hebreërs 12 vir ons sê, en soos wat ons gesing het ook in die lied. Hulle moenie nou uitsak nie. Hulle het volharding nodig. Ons het volharding nodig. Dit gaan gepaard met die doen wat God wil. Ons het volharding nodig om God se wil te doen. Nou dat ons gered is, nou dat ons verlig is, nou is ons God se besitting. Hy is ons Here en ons volg hom na. Die Bybel is baie breedvoerig oor God se wil, maar dit staan nie net in een plek presies wat dit is nie. Mens moet 'n redelike studie maak om God se wil te verstaan. Ek wil net 'n paar goeters uitlig wat belangrik is. Die Bybel beskryf dat dit God se wil is vir ons om gered te word, volgens 1 Timoteus 2. Dat ons heilig moet wees, volgens 1 Tessalonisense 4. Dat ons onderdanig en diensbaar sal wees. Hebreërs 10, 1 Petrus 2
Maar uit die konteks van ons teks vandag, is dit God se wil dat ek en jy saam met ons medebroers en susters vir ons geloof in hom sal lei. Dit is 'n ongelukkig deel van die pakket. Maar dit hou groot seën in, dit hou groot beloning in, soos die skrywer sê. Paulus skryf in Filippense, hy sê, dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee, nie net om in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Dit is verkeerd om te dink dat reddende geloof in Christus jou swaar kry gaan beëindig en dat voorspoed gewaarborg is. Nee, dit is deel van ons pakket. Maar hou moed. Ons Here Jesus het nie hy verwag nie van ons om te ly op ons eie nie. Hy was ons voorganger. Hy het eerste gelei en ons volg hom na daarin. Dit was ook so met die apostels gewees en al die geloofshelde deur die kerkgeskiedenis. Hulle het nie van die gemeente verwag om dinge deur te maak wat hulle nie self deurgemaak het nie. Jesus sê vir ons in Johannes 15 vers 18 dat ons nie hoef te bekommer as die wêreld ons haat nie, want hulle het hom eerste gehaat. God se beloftes is net 'n werklikheid vir diegene wat enduit volhard in die geloof. Ondanks die omstandighede. Bring my by die laaste punt. Hou aan in die geloof. Hou aan. Vers 37 sê, want nog net 'n baie kort rukkie en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. Die skrywer bemoedig die gemeente. En ek vertrou dit sal vir julle ook bemoediging wees om te weet dat Jesus weer kom. Hy sal weer kom. Hy kom om ons swaarkry te verlig en te beëindig. Hy kom om ons te versamel vir God se koninkryk. Ons moenie ongeduldig wees in ons swaarkry nie. Ons moenie ontmoedig raak nie. Want Jesus kom. Ons verlosser kom. Hierdie vers is natuurlik 'n aanhaling uit Habakuk 2 uit. Habakuk het 'n soortgelyke betoog teen die Here. Hy sê, ek sien al hierdie onreg, ek sien immoraliteit, afvalligheid, dit neem net toe. Here, waar is U? Dit lyk asof U niks daaraan doen nie. Dit lyk asof U stadig is met U geregtigheid. Bose neem net oor. Maar God antwoord vir Habakuk net soos wat hy vir die Hebreërs antwoord, net soos wat hy vir ons antwoord. Hy sal kom. Hy sal dinge tot 'n einde roep. Hy gaan nie te laat wees nie. Die teks sê hy sal nie talm nie. Hy gaan op die regte tyd hier wees. Wees geduldig broers met die oog op die wederkoms. Kyk, die landbouer wag met geduld op 'n waardevolle opbrengs, van die vroeë reëns tot die laat reëns. Wees dan geduldig, staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Dis Jakobus 5 vers 7 en 8. Ons moenie ongeduldig raak nie. Dan is God self van die woord in vers 38. Hy sê, my regverdige sal deur geloof leef. As hy hom egter sou onttrek, het ek geen behaag aan hom nie. Die wat regverdig verklaar word voor 'n heilige God, sal deur die geloof leef. Dit is die kenmerk van 'n ware Christen. Is een wat deur die geloof leef. Nie net aan die begin nie, deurlopend tot aan die einde. Maar hierdie vers kom met 'n waarskuwing. Die waarskuwing is, as jy jou onttrek van die geloof, het jy nie God se goedkeuring nie. God het 'n afkeer in mense wat die geloof versaak, wat vir 'n kort rukkie glo en dan wegdraai. Dink maar aan die gelykenis van die saaier. Daar's 'n geval waar die saad op die klippe val. Die saad ontspring, 'n wortel uit, hy ontkiem. En dan kom die son en dit droog die plant uit en die plant gaan dood. En Jesus sê, so is dit ook met iemand wat die evangelie met 'n blye hart aanneem, vir 'n kort rukkie glo, en dan as die wêreldse eise op hulle neerdal, as hulle verdrukking ervaar, dan verwelk hulle gaan verlore. God het nie behaag
en iemand wat hom onttrek van die geloof nie. Want as ons willens en wetens aanhou om sonde te doen, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie. Net 'n verwagting op God se oordeel. Intense vuur sê die teks hierso in Hebreërs 10, wat God se teenstanders sal verteer. Daar is 'n hele lys helde, net so 'n paar verse aan in Hebreërs 11, helde van die geloof, wat voorbeelde vir my en vir jou is, van volharding in ons geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want die wat tot hom wil nader, moet glo dat hy wel bestaan, en dat hy die beloon wat na hom soek. Volgens Hebreërs 11 vers 6. Geliefdes, hou aan in die geloof, ten spyte van julle swaar kry, ten spyte van julle lyding en vervolging. God sal 'n volgehoue geloof beloon. Die skrywer sluit die teks af met twee uitkomste vir ons geloof, of ongeloof. Vers 39 sê, maar ons is nie deel van enige onttrekking wat tot ondergang lei nie, maar van die geloof wat lei tot behoud van die lewe. Diegene wat hulle onttrek aan die geloof, se uiteinde is ondergang. Hulle word gereken as God se teenstanders, met wie hy sal afreken. Daai tweede dood waarvan Johannes skryf in Openbaring 20. Maar diegene wat eindtyd aanhou in die geloof, hulle behou die lewe. Hulle verkry die belofte van die ewige lewe. Die skrywer is eintlik baie persoonlik hier, so hy vereenselwig hom met die gemeente. Hy sê, maar ons is nie deel van enige onttrekking nie. En daarmee bely hy dat hy self in daai selfde stryd is, saam met sy medebroers en susters. Ek sluit af. Ek het stil gestaan by drie opdragte vir ons om te volhard in die geloof, sodat ons God se beloftes kan verkry. Die gedagte is dat ons nie geestelik moeg moet raak nie, dat ons nie ongeduldig word nie, dat ons nie van die geloof onttrek nie. Baie belangrik dat ons nie sal onttrek van ons geloof nie. Die opdragte was om ons verlossing te onthou. Onthou dat jy gered is. Onthou dat jou verlossing seker is. En hoe jy bevestig het deur anders te wees, deur die swaar kry en die verwerping wat daar vir jou was, die hoofgebied het. Hoe jy afstand gedoen het van goeders wat nie blywend was of konkreet was nie. Hoekom? Want ons weet ons het 'n beter besitting in die ewigheid. Iets wat onverganklik is. Tweedens het ons gesê, hou vas aan jou vrymoedigheid in Christus. Nader die Here vir genade. Daar's nie meer 'n beperking nie. Dit is ten alle tye beskikbaar. Spoor mekaar aan in liefde. Wees deel van die gemeente, neem deel aan die gemeente. Dra mekaar se laste, soos wat julle die wil van God doen. Derdens het ek gesê, ons moet aanhou in die geloof. Die geloof wat God vir ons gee as 'n gawe. Volharding in die geloof demonstreer die transformerende krag van die evangelie. Dit wys dat jy werklik is. Dit wys dat God jou werklik verander het. Jou verplaas het van daai duisternis na die lig. Dit maak jou ook gewillig om swaar kry en verdrukking deur te sien. Hoekom? Want Jesus was gewillig. Dit wat hy deurgemaak het, kan ons ook deurmaak. Ek besef ek het opdragte uitgedeel, ek het gesê ons moet goeders doen, maar hierdie is regtig nie 'n geval van moue oprol, vasbyt, dissipline, wilskrag nie. Nee, nie uit eie krag nie. God is die gewer van hierdie reddende geloof. Dit is hy wat ons in staat stel. Hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Hebreërs 12 vers 2 sê, hy is die leidsman en die volëindiger van die geloof.
maar ook van alles tussenin. Engelse vertaling sê, the author and the finisher of our faith. So dit is alles God se werk. Hy begin en volëindig die geloof wat ons moet hardloop soos 'n wedloop, sodat ons met sekerheid kan weet dat hy daai werk sal voltooi. Volgens Filippense 1 vers 6. God sal ons bewaar tot die einde toe vir die verlossing wat gereed is vir ons. Hy sal weer kom om ons te kom haal. Wanneer ons volhard in die geloof, getuig ons van hierdie wonderlike werk van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie vir U woord. Ek vra, Here, dat U die res van die verrigtinge sal seën, dat U verheerlik sal wees in die samesyn, die slotlied en die seënbede. Ek vra, Here, dat U vir ons elkeen sal bywees, dat U ons sal versterk om die geloof te behou. Daai geloof wat U in ons geplaas het, dat U dit sal volëindig. Dankie, Here. Dankie vir daardie versekering. Help ons ook nou om gehoorsaam te wees. Amen.